Goeiedag almal. Jy weet die meeste dinge in die lewe kom nie maklik of kom van self nie. Wanneer ons uitdagings in die gesig staar, het ons altyd 'n keuse. Ons kan moedeloos raak en ophou probeer, of ons kan bloot net tevrede wees met minder as wat die Here vir ons in gedagte het. Of ons kan vas staan en volhard in alles wat ons doen, om sodoende onsself te versterk, sodat ons kan bereik dit wat ons gedink het nie moontlik is nie. Geestelike ontwikkeling en krag kom nie bloot per ongeluk of toevallig na ons nie. Nee, dit kom deur ywerig geestelike dissipline na te jaag. En dit kan ons alleenlik doen deur daagliks die Here se woord te lees, om kragtig en intens te bid, en deur hom getrou te wees, en dan ook om gehoorsaam te wees aan die Here. En indien ons volhard in hierdie dinge, sal geestelike krag en groei 'n gegewe uit die hand van die Here aan ons wees. Dit is nie die Here se wil dat ons swak en afhanklik moet wees van dit wat mense aan ons bied nie. Sy begeerte is dat ons versterk moet word, gees, siel en liggaam, ons emosies, ons denke en ons persepsies. Hoor 'n bietjie wat sê die woord aan Hebreërs 5 vers 12 tot 14. Want hoewel julle vanweer die tyd leraars behoort te wees, het julle weer nodig dat 'n mens julle die eerste beginsels van die woorde van God moet leer. Kan jy sien? Hy wil nie hê ons moet klein kindertjies in ons geesmens bly nie. En dan gaan hy aan. En julle het weer behoefte aan melk en nie aan vaste spys nie. Want elkeen wat melk gebruik is onervare in die woord van geregtigheid, omdat hy 'n kind is. Is dit nie 'n vingerwysing van die Here na ons nie? Maar dan gaan hy verder en sê, maar vaste spys is vir volwassenes, vir die wat geestesvermoëns besit, deur die gewoonte beoefen. Met ander woorde, dit wat jy doen en hoe jy dit doen, om goed van kwaad te onderskei. Ag, die Here is altyd getrou om diegene te beloon wat weier om die swaar kry van die lewe toe te laat, om hulle hoop, hulle vertroue en hulle verwagting in hom te beroof. Jy weet, baie mense glo dat Muhammad Ali was een van die beste boksers in alle tye. Cassius Clay, wat hy in die begin bekend was. Maar hoor dit, wat het hy gesê? Toe hulle hom vra ten opsigte van oefen om vas te staan en om deur te druk. Hy sê, I hated every minute of training, but I said to myself, do not quit, suffer now and live the rest of your life as a champion. Dus, wanneer jy voel dit is tyd om op te hou, wanneer dinge te swaar raak vir jou, wanneer dinge te moeilik raak en onmoontlik raak vir jou, dink dan aan die rede hoekom jy begin het, die doel waarom jy iets begin het. En onthou altyd, jy is in 'n boot, op 'n geweldige stormagtige see, maar die Here sal jou veilig hou, sy hand van beskerming is oor jou, maar jy moet die boot roei om ander kant uit te kom. En dit is waar ons soms fout maak. Ons wil ophou. Ja, die Here sal ons lei, maar ons doen nie dit wat hy sê ons moet doen nie. Ag Here, help ons om die boot van ons lewens te roei en te volhard, totdat ons bestemming bereik het. Dankie vir die krag van die Heilige Gees, om sterk te staan, om sterk te bly en om aan te hou. Dankie daarvoor, Here. Amen.